Welkom terug by die Finansiële Vrykursus, deel 2. Bly jy is nog hier so saam met my? Saam gaan ons 'n fantastiese reistog hê, 'n fantastiese pad wat ons gaan loop en jy gaan die vrug in jou lewe sien. Nou weer eens, die tyd is nou. Die tyd is nou omdat jy ingeskakel is en ek wil graag weer met hierdie tweede program wil ek weer open met hierdie skrif uit 2 Korintiërs 9 vers 8 uit die Amplified wat sê, and God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come to you in abundance, so that you may always and under all circumstances and whatever the need be, self-sufficient, possessing enough to require no aid or support and furnished in abundance for every good work or charitable donation. Wat 'n kragtige skrif daai nie vir ons nie. Ek wil vandag begin met ons te deel oor my reistog na finansiële vryheid. En hoekom ek sê my reistog is nie dat ek oor myself wil praat nie. Dis dat ek wil met jou deel oor hoe het ek myself in hierdie waarheid gevind. Meer as 71% van Amerikaners, en ek sê Amerikaners want dit is baie dan dieselfde, dit spoel eintlik oor in die wêreld. Ons kan dit 'n globale persentasie maak, maar meer as 71% van mense leef in vrees en in depressie wanneer hulle aan geld dink. Vir verskeie redes. Dit kan deurgevoer word, soos ek sê, na Suid-Afrikaanse burgers. En ons het 'n radikale verandering nodig. Radikale verandering. Nie in die ekonomie, nie in die politiek nie, in ons denkwyse. Radikale verandering nodig in woordgebaseerde gedagtes. En nie bloot positiewe denke soos ek in die vorige program gesê het nie, maar positiewe woordgedagtes. Want positiewe denke sal hulle bloot na ander land laat migreer. En dit is om net positief te dink. Kom ons dink positief, kom ons migreer in 'n ander land. Nee, die oplossing is nie in 'n ander land nie. Die oplossing is nie in 'n ander werk ook noodwendig nie. Wat dit ook al maar, wat ek probeer sê is, moenie reageer op enigiets omdat jy depressief is, omdat jy nie geloof het nie en omdat jy onseker is en vrees lewe nie. Nee. Maar dit is 'n gevolg van 'n interne vrees dat ons kinders het nie 'n toekoms nie en ons het nie 'n toekoms nie en so wat ek vir jou probeer sê is net meer as 71% van mense leef in hierdie vrees en hierdie angs, hierdie depressie, nie weet wat om te doen aangaande die dag van môre nie. My reistog na finansiële vryheid. Ek het by 'n plek gekom waar ek voltyds in die bediening was en ek het net nie voorsiening gesien in die bediening nie. Op daai stadium was ek al, as ek reg kan onthou, seker 'n goeie 5 jaar wat ek nie eers 'n salaris, en ek noem die woord salaris getrek het uit die bediening uit nie. En dit het net nie goed gegaan nie. En as ek bid vir dinge wat ons wil sien, wat die bediening moet doen, en ons visie moet aktiveer, het ek net nie geld daarvoor gehad nie. En tot op 'n dag wat ek op 'n plek gekom het, sê ek, Here, ek kan nie meer in die bediening wees nie. Ek kan nie meer hierdie preek nie. En ek het dit nie gesê omdat ek nie meer geld het nie, dat ek dit nie meer kan doen nie. Ek het dit gesê omdat ek gevoel het ek is nie 'n tweegesig nie. Ek kan nie hierdie waarheid bring aangaande dat God 'n God van voorsiening is en dat God ons 'n God van liefde is en ek sien net nie vervulling in my lewe nie. Ek sien nie voorsiening in my lewe nie. En ek het op 'n plek gekom en gesê ek gaan alles kwit, ek gaan net opgee. En ek het gevoel ek wil op die Here ook opgee. Ek het gevoel dat hy is nie 'n Vader wat vir ons omgee nie. Toe lei hy my na skrif toe en hierdie skrif was vir my op daai stadium en nog steeds vandag 'n groot openbaring. En die skrif is in Genesis 12 vers 1 tot 3. En ek wil hom graag weer uit die Amplified vertaling vir ons lees. Hy sê, and Jehovah said to Abraham. Nou, dit kan net sowel Steven daar sou wees. Jy kan jou naam ook later aan sit as jy wil. Nou, hierdie is nog Abraham, nog voordat Abraham was. Met ander woorde, Abraham was die Abraham wat 'n verbond met God gehad het. Hierso het hy dit nog nie met God gehad nie. Maar om daarby uit te gekom het, sê God vir hom, Jehovah sê to Abraham, go out of your country. Nou moenie hierdie as 'n skrif kry om te sê, daar is my teken, ek moet immigreer nie, ek kan uit die land uit gaan nie. Dis nie wat ons bedoel hierso nie. Hy sê, but get out of the place. Nou daai plek waar hy was 'n plek van
was Haram geweest. Dit was 'n plek van ongerief. Dit was 'n plek van depressie. Dis waar homself bevind het. Hy sê, get out of your country and from your kindred and from your father's house into a land that I will show. Met ander woorde, kom uit die familiariteit uit. Kom uit dit wat vir jou vertroud is. Kom uit dit wat vir jou gemaklik is. Beweeg uit dit uit nou. En kom na die plek toe waar ek jou wil bring. Wat ons in die vorige program reeds oor gepraat het. And I will make of you a great nation and I will bless you. En hierso is my uitgesê, I will bless you with abundant increase of favors and make your name famous and distinguished. And you will be a blessing, dispensing good to others. Hierdie is nie net vir Abraham nie, maar nou nog meer as ooit van tevore, ook vir ons, as mede-erfgename in Christus Jesus. Want Galasiërs 3 vers 16 sê, nou is aan Abraham die belofte toegesê en aan sy saad. Dit is nie die Jode nie, dis nie, want hy was nog nie 'n Hebreër op hierdie stadium gewees nie. Hy was 'n verbondsman van God gewees, en saad beteken dit ons is die saad van Abraham deur die geloof. So in Psalm 23 vers 1 sê, die Here is my herder, om my te voed, te lei en te beskerm. Niks sal my ontbreek nie. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die wêreldse finansiële stelsel werk op vrees, dit werk op arbeid, dit werk op skaarste. Te min, met ander woorde van alles. Dit hou mense vasgevang in siklusse van skuld, bekommernis en oorlewing. En ek het vir die Here gesê, Here, help my, want ek het tekort, ek het bekommernis, ek sien nie die oorvloed nie. En die Here het gesê, ek gaan jou losmaak van waar jy was, jou wêreld, jou familiariteit. En ek gaan jou bring na die plek toe waar jy moet kom. So mense leen nou hierdie geld by versekeraars, om dit te belê, wat weer hul skuld net wil verhoog, om weer te kan belê. En hulle belê by die versekeraars om geld te spaar, om skuld af te betaal. En dit word 'n bose kringloop, wat moeilik is om te breek. Hierdie skuldgees. En dis wat ek gedink het op daai stadium, is dat miskien moet ek gaan geld leen, om net vir my hupstoot te gee, net om my voor te bring. Maar niks het verander aangaande die samelewing nie. Niks het verander aangaande rentekoerse, niks het verander aangaande petrolprys, goedere en ensovoorts nie. En ek wil nie hê daardie dinge moet vir my sê wat ek kan hê en wat ek nie kan hê nie. Ek wil nie hê dat al hierdie moet vir my indoktrineer en te sê hoe ek mag voel nie. Maar dis hoe ek gevoel het, Here, ek sien die woord, ek sien die waarheid uit die woord uit, maar ek sien dit nie in my lewe nie. En ek kan nie meer so leef nie. Ek kan nie meer preek nie. Ek kan nie meer die goeie nuus vertel nie, want ek het nie meer goeie nuus nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, of vandag vir jou sê, of vanaand vir jou sê, waar jy ook wil vind, is dat, maak nie saak wat die rentekoers is nie. Maak nie saak wat die ekonomie is nie. Ek weet God is my voorsiener, en hy sal vir my sorg, maak nie saak wat nie. En ek weet ek herhaal my met 'n paar goeders in hierdie eerste 2 programme, maar ek doen dit met opset, want ek wil hê dit moet vassteek in jou. Ek wil hê met my oor hoor wat dit betref. Want hy sal vir jou sorg. Hy sal vir jou sorg. Hy is, maak nie saak wat nie, hy sal vir jou sorg. Hy is die Here wat vir ons sal sorg. Terwyl ek oorgegaan het na koninkryks ekonomie toe, sy manier van dinge doen, so het die Here vir my begin te sorg. En hy het gesê, hy sal vir my sorg. Hy is my herder. Niks sal my ontbreek nie. En ek moes daai openbaring kry. Ek moes die openbaring kry dat die Here is my herder. En ek het besef, hier is nie meer 'n begrafenisteks nie. Want hoekom moet ons altyd hierdie beskrif by begrafnisse deel, die Here is my herder? Dis nie begrafenisteks nie. Hierdie is 'n Nuwe Testamentiese teks eintlik. Alles is psalms. Dis in 'n nuwe verbond dat ek weet dat my God sal in elke behoefte van my voorsien na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. So ek kon nie net meer 'n Psalm 23 lees soos ek hom voorheen gelees het. Ek het hom nou gelees van dit 'n nuwe openbaring. Want Psalm 23 sê die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Dit is die funksie van die herder om vir sy skape te sorg. Hierdie bekende Psalm is vandag openbaring vir ons. Is vandag relevant vir ons. Is vandag jou deurbraak vir jou. Psalm 23. Ek verklaar nou aan ons, aan die land van die lewendes, dat dit jou belofte is,
dat die Here sal vir jou sorg. Die Here het beloof dat jy nie tekort sal hê nie, en ook nie daarin sal bly nie. Maar as jy na jou gedagtes luister, dan weet ons, die oomblik waarop gaan mediteer, dan voel dit of die hel gaan losbars. Nee, die Here is my herder. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Niks sal my ontbreek nie. Dis waar jou denke rondom die woord van God sal moet vernuwe. Dis waar mense ontstel raak. Mense sê, Steven, wees realisties. Ek is 'n realist. Geloof is nie realisties nie. Geloof, om realisties te wees, voed nie 5000 plus mense, wat eintlik 20.000 was saam met die kinders en almal nie, uit 5 brode en 2 visies nie. Realisme doen dit nie. Geloof doen dit. Realisme, wanneer Maria by Jesus kom en sê, ons het nuwe wyn nodig, ons het wyn nodig, want die wyn is op. Realisme sê, nee, jy moet realisties wees, dit vat 'n paar jaar vir wyn om te produseer. Dit vat 'n paar jaar om goeie wyn te produseer. Jesus doen dit in 'n oomblik. Water en wyn. Dit is wat die Here vir jou wil doen, hy is jou herder. So, ek is nie realisties nie. Ek weet, ek gaan nie my kop in 'n gat druk nie, nee. Ek is bewus wat my wêreld aangaan, ek is bewus wat om my aangaan, maar ek weet een ding, dat die Here is my herder en hy is jou herder. Ek weet dat niks sal my ontbreek nie, want hy sorg vir my in die land van die lewendes. Ek weet wat in die Bybel geskryf is. Daar's 'n salwing vir ons, 'n toename vir bevordering, vir vermeerdering, vir finansiële voorspoed. Daar is. Hierdie salwing is God se spesiale vermoë. So as dit konsekwent toegepas sal word, sal sy salwing op finansies in ons lewens vrygestel wees en so in ons lewens bly. So mense sê dat, jy weet, die ander ding wat mense dan sê, is hulle sê geld is nie alles nie. O, ek het al briewe ontvang daaroor. Steven, jy moet ophou preek oor hierdie, want geld is nie alles nie. Ek preek nie hierdie omdat geld alles vir my is nie. Ek bring hierdie omdat jy 'n behoefte het. Ek preek hierdie omdat jy moet vrykom. Maar ek weet dat geld is nie alles nie. Ek weet wat ek het in Christus. Ek weet wat is prioriteite. Ek weet wat is belangrik. Maar dit is nie lekker om geld nie. Paulus sê dat ek was arm en ek was ryk. Ryk is beter. En ek wil vandag vir julle sê dat ek was arm en ek was ryk. Ryk is definitief beter. Om geld te hê om te doen wat jy wil doen en keuses te in jou lewe is definitief net beter. Maar soos Paulus het gesê het, ek was ryk en ek was arm. Ek herhaal myself nie, so in Filippense 4 vers 12. So ek stem saam met hom. Om ryk te wees het my nie egter nie, want ek heers oor rykdom. Ek besit geld. Geld besit my nie. So daarom is geld vir my alles nie. Maar ek het dit nodig om te funksioneer in hierdie wêreld wat ons is. En daarom is ek vry van dit, ek vertrou op Here. So in alles wat jy doen om geld, dat dit alles om geld draai, sal jy dan met hard werk en nog beter met werk en harder ure met werk. Dis wanneer alles oor geld gaan, dis mammon. En dis nie waar die Here jou wil hê nie. So jy werk hard om inkomste te genereer. Jy hoef nie inkomste te genereer nie, want die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg niks daarby toe nie. Ek deel baie vinnige goeders hier met jou wat jy moet begryp in jou hart. Dit is wat die stelsel vereis, is dat jy moet hard werk en jy moet inkomste genereer en jy moet jou werk behou. Want dit is wat die stelsel vir jou sê. Wat gaan jy doen in hierdie ekonomie dan? Dis die stelsel. So ons moet gehoorsaam wees aan 'n baas en aan nie aan die woord van God nie. Ons het meer gehoor, want realiteit sê, as hy vir my sê spring, dan moet ek spring. Want ons is behoeftegesind, jy sien? So kom ons kyk na die koninkryk van God. En hoekom sê ek kom ons kyk na die koninkryk van God? Want dit is alles oor die koninkryk van God en ons sal sien uit Matteus 6, en daar's baie skrifgedeelte daaroor. Maar Jesus het gekom en na sy opstanding vir 40 dae op hierdie aarde het hy net gepreek oor die koninkryk. Die koninkryk is nie die hemel nie. Dis die koninkryk van God hier op aarde. Maar kom, laat ek myself nie vooruit hardloop. Hy sê Matteus 6 vers 9 tot 10. So moet julle dan bid. Dis belangrik. Hoe wil ons bid? Hoe moet ons bid? So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied in die lewe van Steven. Soos dit in die hemel is, so ook op die aarde. Laat u wil geskied in die lewe van wie? Anton. Aan wie jy ook al daar is. Soos dit in die hemel is, so ook op die aarde. Dis die Bybel. So die disippels het Jesus gevra om hulle meer te leer oor hoe om te bid. En eerstens
Finansiële vryheid is nodig vir finansiële voorspoed. Okay? Dis hoekom ek hier met jou praat. Jy kan nie vra vir finansiële voorspoed as jy nie eers finansiële vryheid ervaar het. Nou, finansiële vryheid het niks te doen dat jy nie meer skuld het nie. Finansiële vryheid het niks te doen daarmee dat jy meer as genoeg geld in jou bankrekening het nie. Want jy kan nog steeds 'n slaaf wees. Finansiële vryheid beteken dat ek is nie in my denke vasgevang in 'n stelsel. Hoe ek dink, hoe ek voel oor geld, hoe ek optree teenoor geld en hoe ek reageer teenoor geld en oor mense wat my wil indoktrineer nie. Dis finansiële vryheid. Op my reis het ek miljonêers gesien wat baie geld gehad het, maar nie ryk was nie. Hulle was nie finansiëel vry gewees nie. En dit is wat Jakobus van praat, dat wanneer hulle geld verloor, dan huil hulle deur die nag. Jakobus sê dit. Hulle treur, hulle weet nie wat gaan hulle doen nie, want hulle is bang, hulle gaan hulle geld verloor. En ek het mense gesien wat my as ryk beskou het, voordat ek die manifestasie van welvaart in my lewe gesien het. Ek het dit letterlik beleef. Ek het gaan kyk na huise, en dan sê mense vir my, en ek het aangekom met 'n 400 Nissan karretjie. Dis nie beteken nie, ek het 'n groot kar of hulle my bankrekening gesien, wat ook al nie. Dan sê hulle vir my, nee, laat ons hierdie huis vir jou gewys. En ek het vir die Here gevra, Here, hoekom reageer die mense so teenoor my, dat hulle hierdie huis my wys? Dus sê, want hulle voel die salwing, hulle weet nie wat dit is nie, maar hulle sien die salwing op jou. So dis wat jy beklee in Christus. Ek het nie met ander woorde die manifestasie van al die dinge in my lewe gesien nie, maar mense het my beskou as ryk, omdat my denke, hoe ek gepraat het, hoe ek opgetree het, gefunksioneer het, en die salwing op my lewe, het laat dink ek is ryk. Dis hoe die wêreld jou gaan sien. Dis die verskil wat ons moet bring in die wêreld. So, hoekom is dit so? Omdat die salwing eers gemanifesteer het in my lewe. En dis wat jy vir jouself moet vra in die koninkryk van God. Laat die salwing, want in die koninkryk van God het ons 'n salwing nodig om in te funksioneer. En ek het eers die woord beliggaam, met ander woorde, ek het die woord my eie gemaak, ek het die woord ek soek 'n beter woord hier, so ek het die woord vlees gemaak vir my, want die woord het vlees geword en onder ons kom woon, sê Johannes 1. So ek het die woord geëet, ek het hom kairos gemaak, ek het gesê, hierdie is die waarheid vir my, en dit het die salwing in my lewe geaktiveer. En ek het die heerlikheid van God in my lewe begin sien. Dit het sigbaar begin word, en in my gedrag, patrone, my denke, en dit het uitgespeel en afgesmeer op ander mense en my familie en omstandighede om my. So dis nie volgens wêreldse standaarde nie, maar volgens die salwing. Jy weet, as jy by mense kom, die eerste ding wat hulle wil weet is dat, jy weet, waar bly jy, wat ry jy, en hoeveel is jou salaris, hoeveel is jou inkomste, jy weet, en hoeveel geld het jy? Nee, dis nie hoe dit ons in die koninkryk funksioneer nie. Dis nie volgens die wêreldstandaard ons leef nie, maar volgens die salwing. Jy kan baie geld hê en steeds leef soos iemand wat nie ryk is nie. Want Jesus sê, bid so, ons Vader wat in die hemele is. Nou sommige mense sal sê, ja, dit sou wonderlik gewees het om 5 stappe na voorspoed te hê. Jy sien, weer eens, dit is nie 'n motiverende boodskap hierdie wat jou ek gaan stappe noem, ek gaan praat van 5 stappe na dit toe, ek gaan praat van 7 stappe, maar ek wil hê met hierdie begin praat, dit is net om praktiese dinge in jou oor te dra. Maar ek kan nie vir jou 5 sleutels gee, 5 magic tricks gee oor hoe jy, dis wat ouens doen aan buitekant. Jy sien dit so baie op advertensies, dat hulle sê, pas hierdie toe, doen hierdie, dan gaan jy oornag 'n miljonair wees. Nou met AI nog meer. Dat hulle sê, pas hierdie toe en oornag sal jy 'n miljonair wees. En mense wat hulle dan agter dit inkry om eintlik te lieg daaroor, is nie die waarheid nie. Daar's 'n salwing. Daar's 'n salwing binne God se koninkryk. God se koninkryk op aarde, soos dit in die hemel is. Luister mooi wat ek sê, God se koninkryk op aarde, soos dit in die hemel is. Mense, dis 'n fantastiese goeie nuus wat ek met jou meedeel. Jesus het dit vir ons sê, soos in die hemel, so op die aarde. Nou mag jy sê, regtig Steven? Regtig? Lees net die Bybel. Johannes 10 vers 10 sê dat Jesus het gekom om ons die lewe te gee en dit in oorvloed. Ek het gekom om alles in oorvloed vir jou te gee. Nou, jy moet hierdie prentjie sien. Wat beteken oorvloed? Dis 'n glas wat oorloop, dis 'n beker wat oorloop, dis 'n dam wat oorloop, dis jy wat oorloop.
Die goedheid van die Here loop oor en welvaart, jy loop oor daarvoor om 'n seën vir ander te kan wees. Hy sê so, ek het gekom julle alles in oorvloed te gee, meer as wat julle verwag, die lewe in sy volle totdat dit oorloop. Halleluja. So wat sien jy vandag hierso? Die glas half leeg of die glas half vol? Moenie pessimisties wees nie. Moenie realisties wees nie. In geloof sien dit, dat jou lewe gaan oorloop, en dit het my jare geneem om dit te kan sien. Want jy kyk elke dag vas in jou bankrekening, jy kyk elke dag vas in jou realiteit, jy kyk elke dag vas in die situasie in hierdie wêreld. En ons moet vrybreek daarvan. Ek maak ook my oë toe, want soos ek met jou praat, wil ek dit visualiseer vir myself. Dit is nie dat my oë fout is meer nie, ek maak dit toe, want ek wil sien dit. Ek visualiseer dit soos ek met jou praat hierso. So die pessimist sal sê die glas is half leeg. En die optimist gaan sê die glas is half vol, maar daar's 'n ander dimensie van die geloofslewe. Ons is nie pessimisties of optimiste nie, ons is mense van geloof. Ons soek die waarheid van God se woord. So die tyd om heilige woede en frustrasie oor jou lewe aan te wakker is nou. As ek sê heilige woede, met ander woorde, jy moet vandag sê, die tyd is nou, genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Genoeg van hierdie glas half vol. Jesus het gekom dat ek die lewe kan hê en dit in oorvloed. God het dit in my geplaas, want ek het 'n punt bereik waar ek gesê het nou, genoeg is genoeg. Ek het in daai spieël gekyk en ek herken ek's depressief en ek sê, genoeg is genoeg. En tot vandag toe nog doen ek dit. Ek sal loop en ek sal my hande omhoog steek en ek sal sê, genoeg is genoeg. Ek is die kaptein van my lewe. Beteken nie dat ek vat my eie lewe in my eie hande nie, maar ek vat die verantwoordelikheid. En ek vat die woord wat hy my gesê het en ek sê, genoeg is genoeg. Die beloftes van die woord is vir my hier op die aarde. Dis nou, soos dit in die hemel is, soos dit in Steven se lewe. Soos dit in die hemel is, want 1 Johannes 5:17 sê, soos Christus is, soos ons ook op hierdie aarde. Halleluja. Waar sit Jesus? Nou mag jy vandag sê, maar Steven, jy praat baie geestelike goeders en ek wil nou weet, waar is die 5 stappe om finansiëel vry te kom? Ek is besig daarmee. Hier is die waarheid, dis presies waaroor dit gaan. Jy mag dalk dink ek preek net vir jou, weet, 'n preek. Hierdie volg my, hoor wat ek vir jou preek sê so. Daai Johannes 10:10 in die Lexington Dictionary Bible sê hy daarso dat it's a quality and a quantity of life from the one who gives it. So is kwantitatief en kwaliteit van my lewe op die aarde. Dis kwaliteit en kwantiteit. Mense, dis fantasties. Dis wat Jesus vir ons gegee het. Ek kan dit nie vir jou gee nie. Die wêreld kan dit nie vir jou gee nie. Dis hemel op aarde. Halleluja. Een van my groot heroes, Smith Wigglesworth, hy was genoem apostel van geloof. En hy was 'n suksesvolle man gewees in besigheid. Plumbing, 'n loodgieter gewees. En toe kom hy tot bekering en die Here roep hom voltyds in die bediening. Ek kan nie tyd, hy was in sy 40's gewees. En hy het die woord gelees en hy het gesien wat die woord sê. Hy het gesien wat God sê, hemel op aarde. Hy het gesien wat het ons in Christus Jesus. En hy het toe vir die Here gesê, Here, terwyl ek vir myself gesorg het ek goed vir myself gesorg. As ek eendag, sien hy het die openbaring gehad, hy het nie God demand nie, hy het nie, weet, is nie ding dat hy God vir God wil voorsê nie, maar ek gaan daarby uitkom met julle te praat oor hoe om daaroor met hom praat. Hy het vir God gesê, as ek nie konstant 7 nuwe suits in my kas gaan hê, want hy het daarvan gehou om altyd mooi aan te trek. En hy was altyd baie netjies met 'n suit, weet, in 'n hoed en 'n mooi das en 'n handkerchief, weet jy wat dit in Afrikaans nie. Altyd netjies gelyk. Hy sê, as ek nie dit gaan hê nie, gaan ek bedank, dan los ek die bediening. I'm gonna quit. En God het hom geëer op dit. Hy het altyd nie gehad. En so het hy altyd eerste klas gereis. Daai tyd was vliegtye nog nie so prominent gewees nie, maar hy het altyd eerste klas op die skip. Groot, mooi, eksklusiewe kajuit. En dis in vandag se terme ook altyd besigheidsklas. Ek kan dit nie bekostig nie, Steven. Moenie dit praat nie. Moenie dit sê nie. Glo wat God se woord sê. En toe kom die media na hom toe en hulle het 'n onderhoud met hom en praat met hom, why are you wasting God's money
by always traveling and staying first class. Toe antwoord hulle en sê vir hulle, I'm not wasting God's money, I'm sparing God's servant. Nou vandag, wanneer ons hierdie dinge praat, as die dienaars van die Here, nie ek nie, praat jy ook, en ek bedoel, jy wil die beste vir jou kinders, jy wil hulle met warm aantrek, mooi, lekker warm slaap, goeie opvoeding hê, goeie skole hê, jy wil goeie kar ry, nie om af te show nie om iets te bewys nie, nie ego boost nie, om 'n goeie lewe te hê, 'n keuse. Jy wil op goeie vakansies gaan. It's to spare God's servant. Want God het dit vir jou gegee. Dis nie verkeerd nie, dis nie sonde nie. Moenie sê dat jy het 'n belofte gemaak om arm te wees en almal weet as jou kind vra vir 'n gesonde kos of vir iets lekkers of wat ook al vir ons sê nee, dis onheilig. Wat leer ons kinders daardeur? Nee, of sê ek kan dit nie bekostig nie. So hierdie is alles rondom die glas half vol. Dis nie 'n koninkryks eienskap nie. Soos dit in die hemel is, so ook op die aarde. So is tyd vir heilige woede. En ek wil dan, so Smith Wigglesworth sê, I will not waste God's servant, I will always travel first class. Because I am the anointed of God. As it is in heaven, so it is on earth. En ek het nie tyd om vandag op in te gaan nie, maar kyk wat is vir Jesus voorsien, toe hy as in saadvorm deur 'n vrou gebore is, die God. Toe hy deur Maria gebore is, wat virgin was. En hy kom as die Christus in die wêreld in. Kyk hoeveel voorspoed, voorsiening het na hom toe gekom, wat hom finansier het vir sy lewe op die aarde, vir sy ouers. Hy was nie arm nie, definitief nie arm gewees nie. So wanneer ons bid op aarde soos dit in die hemel is, beteken dit dat ons God se hart aangaande sy koninkryk begin te verstaan. Dis wat ek wil probeer oordra aan jou. Begin God se hart verstaan vir jou lewe. Begin te verstaan dat hy wil hê, hou op om hom te smeek. Hou op om hom te soebat. Hy sê, dis die gebed, laat u wil geskied, soos in die hemel. Wat u vir my gegee het, laat dit so wees in my lewe nou. Jesus het sy bloed geoffer, as 'n finale offer. Nooit weer hoef iemand so offer te betaal nie. Nooit weer hoef iemand so offer te gee nie. Nooit weer hoef daar so offer te wees as wat Jesus gedoen het nie. Jesus was daai offer gewees en hy het gesê, ek word vir jou arm, dat jy ryk kan wees, dat jy oorvloed kan hê. Laat u wil geskied, Vader, vandag, soos dit in die hemel is, so wat u bloed by die Vader geoffer is, laat dit so wees in my lewe vandag, in Jesus naam. So hoeveel mense glo dat die hemel fantasties is? As jy kan enigiemand vandag vra en sê, hoe dink jy is dit in die hemel? Dan sê, dis wonderlik, ons sien so uit om hemel toe te gaan, dit is 'n fantastiese lewe, dat daar oorvloed in die hemel is, daar ontbreek niks in die hemel, dit is net fantasties in die hemel, maar wanneer iemand doodgaan hemel toe gaan, dan huil ons. Ja, hy is baie beter lewende. Ja, ons huil oor hartseer, dit is nie die punt wat ek wil maak nie, jy weet, ons mense mis, en ons, definitief. Maar die Bybel sê, huil wanneer iemand in die wêreld kom en lag en wees bly wanneer iemand gaan. Maar die beginsel is, wat ek wil oordra is, wanneer ek vir enigiemand vir jou sou vra, hoe is die hemel, as ons onmiddellik antwoord, selfs die ongeredde persoon sal sê, as hy sou glo die hemel, dat dis 'n wonderlike plek, dis waar ons almal heen wil gaan, dis 'n beter plek. Nou, as ek vir jou sou sê, hoe weet jy dis 'n beter plek, was jy al daar gewees? Nou gaan jy sê, nee, dan sê ek, hoe weet jy dis beter? Hoe weet jy die hemel is beter? Soos dit in die hemel is, so laat op die aarde wees. Hoe weet jy, dan gaan jy my sê, Steven, dit is net wonderlik in die hemel, daar is nie meer siekte in die hemel nie, daar is nie meer armoede in die hemel nie, daar is nie meer gesukkel nie, daar is nie meer worries in die hemel nie, daar is nie meer spanning in die hemel nie, daar is nie meer ongerief in die hemel nie, al die dinge, sê ek, okay, hoe weet jy dit? Was jy in die hemel gewees? Kan jy 'n goeie verslag aan my gee, eerstens? Is dit waarde, is dit bewysbaar, is dit, weet, kan jy dit vir my verseker? Sê nee, ek weet, maar ek glo dit. Dis dieselfde hierso. Ons glo dit, omdat dit in ons huidige omstandighede bemoedig. Ons wil dit sê, want ons glo, dit sal vir ons beter wees. Maar as jy dit van die hemel glo, hoekom glo jy nie, dat dieselfde vir jou hier op die aarde is nie? Soos dit in die hemel is, so ook op die aarde. Net soos die woord sê. Glo dit vandag. Dis vir jou bestem op die aarde. Ek weier om myself in 'n posisie te sien waar ek net met barely get broke, busted and disgusted. Ek moes dit self nagaan in my lewe. My eie reis van posisionering voordat ek van die koninkryk van die wêreld na die koninkryk van God kon oorgaan. Ek het geglo as 'n pastoor, jy weet, moet ek
Jy weet, dit is maar deel van ons roeping, dit is deel van, weet, ons moet swaar kry. Tot vandag toe nog is die katholieke so. Glo dat, weet, as jy, if you are a devoted a priest in Catholicism, then you are very holy. En tot vandag toe nog, oor die laaste pope wat dood is, sal hulle sê, hy was 'n heilige man, wat hy niks aardse goeder saam met hom vat, of weet, hy agtergelaat nie. Dit sê niks nie. Dit sê niks nie. Voorspoed begin in die hemel, ja, maar as jy maar ons is nou hier op die aarde, en al glo jy dat die hemel volledig is, met niks wat ontbreek, en niks wat gebreek is nie, maak die nuus jou bewus van ander inligting. Dit maak jou bewus van die feit, dat daai is moontlik vir jou nou hier op die aarde. Dit word dus moeilik om te glo, dat God se wil vir jou is, om dieselfde op die aarde te hê. Dit is sy wil. Hy wil dit vir jou hê. Al sê die woord duidelik, soos in die hemel op die aarde, sukkel mense om dit te glo. Ja, Steven, nou jy moet verstaan. Ek wil nie meer vir daai verstaan nie. Jy moet dit nie meer probeer verstaan nie. Jy moet dit nie vir ander mense glo nie. Ons gedagtes word besoedel deur die kennis wat ons besit het. En ons denke is nie vernuwe nie. Dis vernuwe waarmee ons deur ons sosiale media en menings van mense deur sosiale media word ons beïnvloed. Dat ons nie kan glo, net soos in die hemel, so ook op die aarde. Ons praat hier van finansiële vryheid, mense. Finansiële vryheid. Matteus 6 vers 24 tot 35 gaan ek hierso vir ons lees en ons besig om dit klaar te maak. Ek lees die hele gedeelte want ek wil hê jy moet dit hoor. Ek kan vir jou gesê het gaan lees dit self, maar hoor dit hierso nou. Matteus 6 vers 24 tot 35. Lees saam my. Niemand kan twee here dien, ons het klaar daaroor gepraat. Jy kan nie Mammon dien en God dien nie. Jesus praat hieroor. Jy kan nie in daai stelsel wees en in God se stelsel wees om te wil ontvang nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Ek het nou amper 2 programme gebruik en ek het nog nie eers in diepte in dit ingegaan nie, om vir jou net die prentjie te skilder, om te sê dat jy kan nie meer funksioneer van daai ander stelsel uit nie. Jy gaan of die een haat, of dis hoekom ons so sukkel om die bonatuurlike van God in ons lewens te sien. Omdat ons eintlik nog in 2 wêrelde is, wat ons denke betref. Dan sê Jesus plain, julle kan nie God en Mammon dien nie. Vers 25, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe nie. Want wat julle eet en wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie. Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Sê Jesus. God sal vir jou sorg. Vers 27, wie tog onder julle kan deur om te kwel, een el by sy lewe voeg, by sy lengte. En wat kwel julle jou oor klere? Vandag sê die Here vir jou, wat kwel jy jou oor môre? Wat kwel jy jou oor jou inkomste? Wat kwel jy jou oor betalings? Verskoon tog. Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. Nou hoor daai, hulle arbei nie en hulle spin nie. Ek gaan dinge met jou deel wat jou gaan laat spier trek, en spier trek is wanneer jy aanstoot neem. Jy weet, jy is nie opgewarm vir dit nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo, nou voor ek verder gaan, as ek sê Salomo, onmiddellik waaraan dink jy? Party gaan sê, ek dink aan sy baie vrouens, ek dink aan sy wysheid. Nee, in hierdie konteks van wat Jesus hierso oor praat, selfs Salomo praat hy van, in sy heerlikheid, praat hy van sy welvaart. Hy praat van wat Salomo gehaat het. Hy sê selfs Salomo, in al sy heerlikheid, nie bekleed was soos een van hulle nie. God se heerlikheid, dis wat ek nou van gepraat het, dis wat op jou is. En dit moet manifesteer, dit moet uitspeel ons lewens, familie. Soos God aan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Hoor nou die vers 31. Daarom moet julle nie kwel en sê. Hier is 'n sleutelding, kwel en sê. Sê te veel negatiewe dinge. Ons praat te veel dood. En ek gaan dit in diepte met julle behandel. Jy moenie julle kwel en sê. Wat sal ons eet? Wat gaan ons doen? Miskien moet ons immigreer. Hoe gaan ek hierdie rekenings betaal? Jesus sê, moet julle nie kwel daaroor nie. Want na al hierdie dinge, al hierdie, wat jy aantrek, wat jy gaan eet, wat jy gaan drink, dis die lewe. Jesus verwys hierna as dinge. Hy sê, al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet, so die heidene soek dit, maar julle hemelse Vader, hy weet, dat jy al die dinge nodig het. Daar is 'n groot klemverskywing hierso nou. Die heidene soek dit.
Hy soek, hy gaan jou dryf, hy gaan jou slaaf wil maak, want hy soek al en hy soek meer van dit. En dis waar die kerk is, dis waar die Christen is, dis waar ek en jy was. Ons soek dit, ons sal ook, Here, hou op soek. Want jou hemelse Vader weet. Nou luister, hier kom die voorwaarde, is 'n proses. Ons praat van die proses. Soek eers die koninkryk van God. Soek eers die koninkryk van God. Ek het al hierdie gesê, want ons tema hierso is nou die koninkryk van God. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge, all the stuff, sal vir julle bygevoeg word. God is die God van vermenigvuldiging. Hy gaan nie vir jou een stukkie vir een stukkie gee. Hy gaan vir jou bygevoeg word. Meer as genoeg, oorvloed, sodat jy 'n seun kan wees. Vers 34, kwel julle, Jesus kom tot 'n slot hierso, tot konklusie, hy sê vir sy disippels en ook nie vir ons. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel, dit gaan altyd so wees. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Maar soek eers die koninkryk van God. As ek in hierdie hele kursus hier vandag stop en sê ek gaan net hierdie met jou deel en jy kan hierdie oor lees elke dag, wat openbaring gaan jy nie kry met dit nie? En soos ek het nou hier vir jou opgebreek het. Hierdie is een van Jesus se bergpredikasies. En hy preek of leer hier oor 'n ander koninkryk. Nie in die wêreld waar ek en jy funksioneer nie. Ons moet uit Mammon se stelsel uitkom. Ons moet uit daai koninkryk uit, daai denkwyse, daai klaar genoeg gesê daaroor. Jesus het dit in die begin met sy disippels geleer en daarom is dit baie belangrik dat ons in hierdie eindtyd, waar die tyd nou is, veral nou weer intensief en met wysheid en insig en openbaring daarna sal kyk en deur die Heilige Gees geleer word hoe om hierdie te leef. Jesus leer vir een dat ons kan in sy koninkryk ons kan nie in sy koninkryk wil funksioneer en nog steeds deel wil wees van Mammon se koninkryk nie. Hy sê jy kan nie twee here dien nie. Dan sê hy, waarom is jy so besorg en bekommer jou oor môre wat jy sal eet of drink, al hierdie dinge. En dan sê hy, so dis die derde ding nou, dan sê jy met eerstens die koninkryk van God soek. Die Amplified Bible sê and his way of doing. Sy manier van dinge doen. So ek het na Salomo gaan kyk en ek het na Daniel gaan kyk. Ek het na Jakob gaan kyk, ek het na Abraham gaan kyk, ek het na Isak gaan kyk, ek het na hierdie mense gaan kyk in die Bybel uit, en die verbond van oorvloed en seën gesien wat op hulle lewens is, en was. En hoe God Salomo met heerlikheid bekleed het, vers 29, dit is hier gelees het. God het hom met heerlikheid bekleed. God het nie gesê, toe, weet, Salomo het vir wysheid gevra, maar God sê, omdat jy wysheid gevra het, gaan ek nou nog vir jou gee. As dit verkeerd is, waarom gee God dit vir hom? Hy het nie eens gevra daarvoor nie. Waarom het God hom die rykste man wat nog ooit op hierdie aarde lewendig was gemaak? God het hom so gemaak. God wou hom so gehad het. Mense, God het nie probleem met welvaart nie. Soos dit in die hemel is, so ook op die aarde. So ek het na hierdie mense gekyk en ek het gevra, hoe kan ek oorvloed dan hê? Hoe kan ek sê nie dat ek wil so Salomo leef nie, maar definitief gaan ek nie meer gebuk gaan onder die vloek van armoede en tekort en sukkel nie. As ek na my salaris en my omstandighede kyk, hoe sou ek dit doen? Want ek het nie eens op 'n salaris gekry daai tyd nie. En hoe gaan ek in hierdie tye wat ons leef, nou ook die oorvloed van die Here ervaar in sy seun? En ek kon nie verstaan hoe God dit selfs vanuit my perspektief, hoe ek dit sien, hoe kan God dit doen nie? En 10, 12 maande later, was ek en Trandi totaal en al skuldvry. Matteus 6, die bergpredikasie leer ons van 'n koninkryk wat Jesus van die hemel na die aarde gebring het. En ons is nie vertroud met hierdie koninkryk nie, mense. Ons leef nog steeds in 'n ander stelsel, ja, maar ons maak daai stelsel ons ja en amen. Ons is nie van die koninkryk nie. En ek wil hê jy moet dit begin beoefen vir jouself. Is my huwelik koninkryks georiënteerd? Is my finansies koninkryks georiënteerd? Is my denke koninkryks georiënteerd? Is my doen en late koninkryks georiënteerd? Want as dit is dit alles wat Jesus bedien het 40 dae na sy opstanding, dan is daar iets daarin. Daar's 'n waarheid daarin.
Hy het ons vertel van die koninkryk en sy manier van dinge doen. En dis waarin hy jou wil kry. Dis waarin hy jou wil kry. Dit is nie vir eendag wanneer jy sterf nie. Dis vir nou. Ons sing nie meer die liedjie vir die wêreld as ek moeg en vir die sware stryd en soog nie. Kan jy glo, mense het daai nog in die kerk gesing en hulle sing dit nog vandag. In sekere kerke. Daar is nie 'n sware stryd en soog nie. Die koninkryk het gekom vir ons. In 12 maande het God my geleer hoe om volgens sy beginsels te leef. Ek het my ingegooi in hierdie waarheid. Ek het dit bestudeer, soos wat ek vir jou vra, koop jy tyd uit met hierdie lesings. Koop jy tyd uit met hierdie sessies. Deel dit met ander mense. Hy het my onderrig gegee. Hy het my begin leer oor hierdie dinge. Privaat het hy met my gepraat. Net hy en ek. Ons het saam hierdie gaan en ek het dit aan my vrou begin meedeel. En saam en nou, en toe aan my dogter, en nou aan my kinders, my familie. Niemand het van my omstandighede geweet op haar stadium nie. Maar ons het deur dit gegaan. Ek sê, Here, laat jy, ek gaan deur dit druk. En hy het my geleer hoe om uit die stelsel van werk uit te kom. Toiling. Die seën van die Here wat ryk maak en moeitevolle arbeid voeg niks daarby toe nie. Hy het my geleer dat tyd bestaan nie in sy ekonomie nie. Hy kan vandag my voorsien en hy kan môre my voorsien. Dit beteken ek moet vrykom van 'n salaris mentaliteit. God is nie 'n God van hy's 'n God God is nie 'n God van salaris, hy's 'n God van inkomste, voorsiening. So in tyd is daar nie 30 dae wat God eers vir jou gaan voorsien nie. God kan elke dag vir jou voorsien en God kan meer as een keer op 'n dag vir jou voorsien. Halleluja. En derdens het ek my klaar dit nou vooruit gehardloop, hy het my van tyd geleer. Soos ek nou net reg gesê het. En wat 'n vrymaking. Dit is om dit te verstaan. Dat inkomste, as ek in die oggend opstaan, dan dink ek koninkryk. Hy is my Vader. Ek dink Psalm 23 en ek weet dat hy voorsien vir my. Al hierdie dinge vandag hoef ek nie oor te bekommer nie. En ek verwag onvoorsiene inkomste na my kant toe aankom. Van nou op hierdie oomblik, soos ek praat, onvoorsiene inkomste. Jy kan terwyl jy na my luister, onvoorsiene inkomste, geleenthede wat die Here vir jou gaan opsit. Die probleem met my denke oor die tyd was dat ek gewoond was daaraan dat ek elke 30 dae voorsiening moet kry. Terwyl ek in 'n werk was. Maar God het my gevra, weet hierdie beperking op jou salaris en inkomste ingestel. Dis wat die Here my gevra het. Wie het gesê wat elke 30 dae inkomste kry? Wow. Onthou, ek het geen salaris gehad op daai stadium, want ek het bedank, die Here het my, toe Genesis 12, het my uitgelei, sê bedank jou bediening, kom dan uit, dat ek jou kan leer, in wat jy in moet funksioneer. Ek moes op hom staat maak. Daar het net wel 'n werk gehad, maar dit was nie genoeg vir ons gewees om bo te kom nie. En ons het nie briewe uitgestuur vir mense gevra vir geld nie. Ek het geen salaris gehad, ek moes op hom staat maak, my oog op Jesus gefestig. En die woord van God die hoogste gesag in my lewe begin maak. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Dit beteken om te leer oor hoe om hierdie stelsels, hierdie strukture, hierdie inkomste en God se manier van dinge doen, dit te leer, sy koninkryk en dan te heers. En dis nou 'n baie belangrike ding wat ek hier vir jou sê. Wanneer jy dit geleer het, moet jy begin leer hoe om te heers daarmee. Jy's 'n rentmeester. Hoe heers jy? Met verloop van tyd moes ek my denke vernuwe en my oë op hom gefestig hou en leer. Wanneer die Here vir my 1 miljoen rand gee, hoe heers ek oor dit? Of besit dit my? Wanneer hy my 10 rand gegee het, hoe heers ek oor dit sodat dit 1000 rand kan word? Dis baie belangrik om hierdie te verstaan. So in hierdie koninkryk kan jy nie geld verdien nie. Want dan dien jy mammon. In God se koninkryk verdien jy nie geld nie. Jy kan nie mammon en Jesus dien nie, onthou dit. Jy gaan die een haat of die ander een lief hê. So waarom is jy nou so bekommerd oor al die dinge, sê Jesus? Waarom is jy so bekommerd oor die lewe? En dan wil ek afsluit met hierdie stelling, dat die disippels kom, ook nou in hierdie Matteus 6, en hulle vra vir Jesus en sê, Here, wat is die teken van die einde? En hoekom ek hier oor praat is dit veral nou meer as ooit van tevore, selfs meer as 26 jaar terug, sien ek dit nou, dat mense sê, die tyd wat ons in leef, is definitief die einde van tyd. Jy hoef nie ver te gaan nie, 'n naweek rondom 'n braai, of waar jy jouself ook al bevind, en die ouens kuier lekker saam, dit is net so, dan begin hulle praat oor hoe swaar dit is, die tyd. Dit gaan moeilik, die verdrukking, die swaar kry. Ons is veronderstel om lig te wees. Ons is veronderstel om sout te wees. Ons is veronderstel om uit te staan in hierdie wêreld, om in die bonatuurlike te leef. Gister sê 'n pastoor vir my, so gaan julle nou in geloof lewe. Sê ek nee, in gehoorsaamheid. Sê ja, is dieselfde ding. Is nie dieselfde ding nie.
Want my lewe is elke dag 'n lewe van geloof. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Maar wanneer die Here vir my sê, gaan links, dan gaan ek links. En as hy vir my, gaan regs, dan gaan ek regs. En ek doen dit. As hy vir my sê, saai R1,000, en hy sê vir my, saai R10,000, of saai R100,000, dan saai ek dit. In gehoorsaamheid. Maar ek leef elke dag in geloof. So wat is die teken van die einde? Matteus 24, vers 4 tot 8. Kom ons moet net 'n bietjie, let's back it up. So die disippels vra hom die vraag, wat is die teken dat ons sal weet, dis die einde van tyd? Hoekom ek weer eens hierdie met jou deel, is dat moenie God se ekonomie, en God se manier van hoe hy vir jou gaan voorsien, koppel aan wat jy dink die eindtyd is nie. Wat jy dink, dit moet nou swaar gaan nie. Wat jy dink, dit is swaar, in Amerika sal dit beter wees, of in Australië sal dit beter wees. Dit gaan nie noodwendig vir jou beter wees daar nie. As die Here jou stuur, gaan. Maar ek praat van, ons kan nie reageer, dis die sleutel hierso. Moenie reageer op die omstandighede nie. En Jesus sê, hulle vra hom, wat is die teken? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. En ek echo hierdie vandag, pas op, dat niemand jou mislei nie. Pas op dat sosiale media jou nie mislei nie. Pas op dat 'n politieke party jou nie mislei nie. Pas op dat 'n Donald Trump jou nie mislei nie. Pas op dat mense om jou nie mislei nie. Pas op. God se plan was nooit dat ons sou wegvlieg of van die aarde gered word vanaf hierdie chaos op die aarde nie. Daar's 'n boodskap wat in die kerk uitgaan oor die wegrapping dat Jesus ons kom red. As dit die gedagte van Jesus was, dan moes hy ons 2000 jaar kom red het toe hy saam hemel toe gaan. Maar hy sê nie, hy sê ek bid Here dat U julle nie van hierdie wêreld al sal wegvat nie, maar dat U julle sal bewaar van die bose. Dis wat Jesus oor ons gebid het. Gaan lees Johannes. So Jesus sê nie dat ons moet nou wegvlieg nie. Ons is ons wil net ons vlug van hierdie aarde, ons vlug van hierdie aarde omdat ons so swaar kry hierso. En nou begin ons al hierdie redes en profetiese woorde. Hou op om na al hierdie twak van sekere profete te luister. Ek baie radikaal nou en reg het hier met jou. Want hulle is doemprofete. Hulle profeteer net oor weet hoe erg. Kom ons lees die woord, dis die goeie nuus. En God se woord is nie beperk aan seisoene en tye nie. God het nie in die hemel gesê, ek gaan vir jou 'n goeie herder wees, en dan kom hy in 2025 of 2026, of wanneer jy ook al nou hierdie gaan luister, dan sê hy, nee, weet jy, 2025 weet ek nie so mooi, dit gaan net bietjie bo my firma plek wees. Nee, Jesus het 'n groot prys betaal. Hy gaan ons nie red as gevolg van resessie, as gevolg van gebrek, as gevolg van ontbreking of moeilikheid nie. Nee, hy het gekom. Dis die sleutel wat ek met jou wil deel. Dit gaan nie oor red nie, dit gaan oor om te verstaan, hy het gekom. En as hy gekom het, wat het hy dan vir ons gegee? Kry die openbaring, ek raak opgewonde myself. Dit gaan nie oor, ek moet ontsnap nie. Dit gaan nie daaroor dat ek moet wegkom van hierdie af nie. Nee, dis om te verstaan wat hy gekom het en vir ons gegee het. En dit te begryp. Weet jy dit? Belangrik om dit te verstaan. Ek vra God een keer, wat is sy definisie van voorspoed? En hy het geantwoord, die feit, Steven, dat ek die mens op die planeet, hierdie aarde gesit en nie op die maan nie. Dis letterlik wat die Here my geantwoord het. Ek was so opgewonde geweest. Want hy het my op hierdie planeet gesit om dit te geniet. Hy het my op hierdie planeet gesit nie net om my weer van dit af te red nie. Hy het my op die planeet gesit sodat ek kan lewe. Dat ek oorvloed kan hê, dat ek 'n goeie lewe kan hê, vir my gesin kan gee en vir mense kan gee en hom eer kan bring. Halleluja. Ek hoef nie op die maan te wees en te oorleef nie. Hoekom wil ek die mentaliteit hê dat ek op hierdie aarde moet wees en net in 'n oorlewingsmentaliteit moet wees? So God sê, ek plaas die rykdom nou in julle hande. Dis heerskappy. Maar ons wil nie die verantwoordelikheid neem om te regeer nie. Want ons wil net weggered word. Ons wil ontsnap. En as iemand net wil ontsnap, kan hy nie heers nie. Hy kan nie domineer nie, hy kan nie autoriteit neem oor sake nie. En ons is gered, ons is op hierdie aarde om sout en lig te wees, soos ek gesê het. En ons moet heerskappy, Jesus in Genesis al gesê, of God het gesê, heers. Ek praat vinnig, want ek is opgewonde om hierdie met jou te deel. So, die radio is vir die eerste keer aan die Christen, aan die kerk, meegedeel, deur tegnologie. En die kerk het gesê, daai tyd, dis die waarheid gelees, ek deel dit hier vinnig met jou, gesê, dit is van die duiwel, ons kan dit nie vat nie. Want die tegnologie van daai ding wat klankgolwe stuur, is net boos vir hulle gewees. Hulle kon nie hulle self sien met tegnologie nie.
En so ook met die Wright broers. Die Wright broers se pa was 'n predikant gewees en toe hy sien wat sy seuns besig is met lugvaart, toe kom hy na die kerk toe en hy sê vir hulle kom ons wees 'n borg vir ons seuns. Kom ons help vir my seuns want ek is seker dat hulle is hier besig met revolusie, met iets groots. En dit was so gewees. Ons kyk vandag na lugvaart. Kyk wat gebeur vandag. Waar is ons vandag met lugvaart? En weet jy wat die kerk het na die media toe gegaan? Die media het namens die kerk het gepubliseer gesê wat die kerk gesê het, if God wanted man to fly, he would have given him wings. En tot vandag toe nog is die kerk met daai mentaliteit. Ons kan nie konsepte vat nie, ons kan nie idees ontvang nie, want ons wil net weggered word, ons wil net ontsnap. God wil dit vir ons gee, vir jou gee, waar jy besigheidsman en vrou gaan wees van vernuf, 'n konsep gee, 'n idee gee, om wat jy daaruit vir jou welvaart gaan skep. God wil die rykdom en die welvaart in die hande van die regverdiges hê. En ons het wonderlike drome, maar dit verg kwaliteit besluit om op hierdie reis te begin. Hy het een keer aarde toe gekom familie, een keer aarde toe gekom om dit alles vir ons te gee. En daarom moet ons ophou om te murmureer en God te smeek. Die Israeliete is uit die beloofde land uit weerhou, 'n hele geslag, 'n hele generasie. Matteus 24 vers 14 sê hy, omdat hulle gemurmureer het, sê die Bybel, maar hierso in Matteus sê hy, hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Dan sal die einde kom. Ja, ons is definitief in die eindtyd. Dit moet ek sê. Ons lewe in die einde van die eindtyd. Maar die boodskap van die koninkryk gaan oor die goeie nuus. Die goeie nuus dat jy hoef nie arm te wees nie. Jy hoef nie meer te sukkel nie. Dis die goeie nuus. Dis God se wil dat jy voorspoedig sal moet wees. God se wil vir jou is nie om as slaaf in die stelsel van die wêreld vasgevang te wees nie, maar om finansiëel vry te wees en 'n verspreidingskanaal te wees om 'n seën vir ander mense te wees. En ek sluit af met hierdie skrif in Spreuke 10:22 wat ek nou so baie al gekwoteer het. Hy sê, dis die seën van die Here wat rykdom bring en jou gesoeg laat dit nie meer word nie. Ontvang dit tot volgende keer. Blessings.